stronger than a fist is. An open hand is stronger than a fist. Wonder is more valuable than Wall Street. Wonder is more valuable than gold. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe that love, God is love, our God is love, and love can change the world. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe that love, God is love, our God is love, and love can change the world. Kom ons bid saam. Vader, miskien moet ons vanoggend bely dat ons nie sou wees op hierdie plek waar ons saam luister na musiek en 'n tekste en 'n diens en 'n boodskap oor wie U is, as ons hierdie nie geglo het nie. As ons nie oortuig was dat U liefde hierdie wêreld kan verander nie. En Here, mag ons ook vanoggend hierdie koneksie vind tussen ons eie soeke na verandering in die liefde. Mag ons ontdek dat U liefde nie net hierdie wêreld kom transformeer nie, maar ons elkeen se eie hart en gedagtes en denke kom omkeer. Mag ons vanoggend net weer en vandag net weer ontdek wat die bedoeling is van hierdie liefde. Ons eer U vir die oortuiging dat niks ons van hierdie liefde kan skei nie. En mag ons, waar ons ook al is, watter kragte of hoogte of diepte of ervaring van die lewe op die oomblik ons daar konfronteer, mag ons oortuig wees van U liefdevolle teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen. Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se diens vandag. Is ons tweede saamwees vir die jaar op hierdie platform. En verlede week het Pieter julle gegroet met die woorde voorspoedige nuwe jaar. En die oomblik toe hy dit doen, toe
toe wys hy daarop dat dit dalk nie die manier is hoe Bybelse spiritualiteit ons sou wou groet nie, want voorspoed, of ons idee van voorspoed en die Bybelse idee van voorspoed verskil. So ek wil nie vir jou sê voorspoedige nuwe jaar nie, ek wil vir jou sê geseënde nuwe jaar, maar selfs dan loop ons die gevaar dat dit wat vir jou seën inhou en dit wat ek daarmee bedoel verskil. Ek sal vir jou sê, ek hoop dit 'n sielvolle jaar, maar ons perspektief daarvan verskil self. So, miskien moet ek vir jou sê wat iemand in 'n WhatsApp oor oujaarsaand vir my stuur en sê, mag dit 'n beter jaar wees. En dit voel vir my, dis 'n akkurate beskrywing, want in vele opsigte kan dinge sekerlik net beter gaan as wat verlede jaar was. Maar mag dit vir jou 'n beter jaar wees as verlede jaar, mag dit vir jou 'n jaar wees waarvan jy bewus raak van hierdie liefde waarvan Stefan nou gesing het. En mag hierdie liefde toenemend vir jou 'n verskil maak en jou lewe verander en jou lewe verbeter en jou lewe vul met betekenis. Ons kom stadig aan die gang weer rondom 'n klompie geleenthede in die gemeente waarin jy kan deelneem. Die eerste daarvan is ons fisiese dienste wat weer vandag afskop. Oggenddienste om 10:00. Jy is baie welkom daar. En ons hoop dat ons toenemend groter getalle kan bymekaar kom op 'n veilige manier. Maar ons fisiese dienste is weer aan die gang. Jy is baie welkom. Ons aanddienste is om 6:00, dis 'n aanbiddingsgeleentheid, dis 'n geleentheid om bietjie uit jou kop uit te kom, om bietjie te luister, om stil te word, om te bid en om te aanbid. Dis so 40 minute van 6:00 af geleentheid en dan gaan ons inspirare ritme so middel Februarie inskop. So hou die inligting dop daarvoor vir die van julle wat nie weet wat dit is nie. Dis werkswinkels op sondaande wat gefokus is op holistiese spiritualiteit, maar ons sê later meer daaroor. En dan sal 'n geleentheid vir die laerskoolkinders om saam te kamp. Die twee groepe wat ons noem die Sprigs en die Tweens, dis die graad 4's en 5's en die graad 6 en 7's, kamp by Simonsberg van 28 tot 30 Januarie. Daar's inskrywingsvorms op die web gelaai, of gesels met Dion as jy meer inligting wil hê. Maar 'n lekker tyd van die jaar vir hulle om saam te kuier en rondom 'n klomp avontuur en 'n klomp saamwees, iets te leer van hierdie liefde waarop ons wil fokus. En dan is daar 'n deel van ons gemeente, 'n beduidende deel van ons gemeente, ek wil amper sê 'n wesenlike deel van ons gemeente, was die lidmate uit Huis Horison wat elke Sondag by ons aangesluit het die laaste paar jaar. Hulle situasie het so verander dat daar nie meer vervoer beskikbaar is op 'n Sondag om hulle na ons dienste toe te bring nie. En ons wil graag 'n plan probeer maak om hulle weer geleentheid te gee om die dienste by te woon. As jy wil deel uitmaak van hierdie plan, kontak asseblief Marissa en dan gaan ons 'n bietjie saamgesels oor die vraag of ons dit kan help gebeur. Hier is die tweede Sondag van die jaar wat ons saamgesels. Die eerste Sondag van die jaar is altyd vir my 'n baie moeilike diens om vas te hou. Ek worstel seker van alle preektemas in die jaar, worstel ek heel meeste met die heel eerste Sondag. Want wat sê mens? Dit voel vir my so tussen die boom en die bas. Maar gelukkig vir my was dit Pieter se uitdaging verlede week om die woorde te vind om die jaar af te skop. En Pieter het gekies om met ons te gesels oor wysheid. En ek wil vanoggend hierdie tema so 'n bietjie voortsit. En julle herinner dat daar 3 boeke is in die Ou Testament wat bekend gestaan het later, bekend geword het as die wysheidsliteratuur. Dis die boeke Spreuke, Prediker en Job. En hierdie 3 boeke hou hulle self besig met die vraag, hoe lyk die wêreld waarin ons leef? En wat beteken dit om in hierdie wêreld te leef met betekenis? Hoe lyk 'n goeie lewe, met ander woorde? In elkeen van hierdie boeke sou mens kon vergelyk met 'n karakter of 'n figuur wat in die boek voorgestel word. So gaan Job oor die storie van Job natuurlik. Prediker word uitgebeeld deur die figuur van 'n kritiek, iemand wat kritiek lewer, 'n kritikus,
wat die lewe bevraagteken. En Spreuke word verbeeld as 'n vrou, 'n jong vrou. En hierdie vrou is oortuig dat wysheid 'n onsigbare mag is wat verweef is met die hele skepping. Dit is ingebou in hierdie wêreld wat God gemaak het. En Pieter het verlede week wysheid definieer, ek dink is Eugene Peterson se aanhaling wat hy gebruik het, wat sê, wisdom is the skilled living of truth in everyday reality. Wisdom is the skilled living of truth in everyday reality. En die wysheidsliteratuur kom gee vir ons riglyne oor hoe die kuns van hierdie lewe lyk. Die kuns van alledaagse lewe. En daarom noem ek vanoggend se tema wysheid ensovoorts. Net om te sê dat wysheid regtig gaan oor alles. Dit gaan oor 'n sekere lens op die lewe en dit gaan oor die alledaagsheid van ons wêreld en alles op die ouend het met wysheid te doen. Nou om jou te herinner aan hoe Spreuke hierdie wysheid uitbeeld, lees saam met my Spreuke 1. Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit. By die ingange van die stadspoorte sê sy wat sy te sê het. Wysheid is 'n vrou wat haar stem laat hoor op die stadspleine en bo die rumoer uitroep en in die ingang van die stadspoort haar stem laat hoor. Nou, ons sukkel so bietjie met die boek Spreuke spesifiek. Hierdie eerste inleidende boek tot die wysheidsliteratuur. Ek self moet eerlik wees dat ek baie min aandag gee aan Spreuke in my eie geloofsreis. Bitter min daaroor preek. En ek dink een van die redes daarvoor is omdat Spreuke voorkom as 'n baie sekulêre boek. Is hierdie boek vol one-liners, is die mooi Engelse beskrywing van advies of raad of aanhalings, maar nêrens word God se naam gebruik nie, nêrens word die meer tradisionele temas van spiritualiteit aangespreek nie. So amper asof die boek ontneem is van God se teenwoordigheid, en daarom voel dit so amper minder relevant. 'n tweede rede waarom ek dink Spreuke ons so bietjie kan mis soms is omdat dit so 'n onpersoonlike boek is. Dit is so half 'n boek wat die intellek probeer aanspreek en homself slim hou, maar dit is bietjie ontneem van mense, van karakters, van figure, van die narratiewe aard van die res van die Bybel. En daarom dink ek sukkel ons partykeer so bietjie om ons eie koneksie met Spreuke in stand te hou. Nou, ons is veel meer vertroud met van die ander tradisies in die Ou Testament, soos die profetiese tradisie. Die profete is die mense wat God se woord verkondig en God se woord laat hoor, en ons verstaan iets daarvan, en ons is meer vertroud met die priesterlike tradisie, want dis die mense wat aanbidding fasiliteer en gebed fasiliteer, en ons verstaan iets daarvan. Maar ons sukkel met die wysheidsliteratuur. En tog, op 'n baie informele manier, dink ek nie, kan ons lewens indink, los van wysheid nie. Ek wonder hoeveel wyse raad, wyse woorde, insig jy al bekom het in jou lewe van mense. Mense wat wysheid het, wat hierdie lens van wysheid kyk na jou alledaagse lewe en jou help om rigting te vind. En wat ons ontdek wanneer ons eie verhouding met wysheid so bietjie weier laat kring, is dat nie alles wat ons leer oor die lewe kom uit die Bybel nie. Daar's insig en kennis te kry uit die wysheid van mense. Maar dit beteken nie dat dit sonder goddelike inspirasie is nie. Want wysheid het met God te doen, sê hierdie wysheidsliteratuur. En dit was vir die Jode dieselfde. Hulle het 'n baie sterk
aanvoeling gehad vir die wysheidstradisie. Eerstens omdat hulle omring was met sulke tradisies. Aan die een kant was die Babyloniese ryk baie 'n tradisie vol wysheid, net so die Egiptiese ryk, en dis die twee groot ryke wat Israel omring, en hulle kry 'n diep waardering vir die plek van wysheidstradisie, en daarom ook in hulle eie geloofsreis, en daarom gebeur hierdie 3 boeke, en word iemand so Salomo in daai tyd wêreldbekend vir sy eie wysheid. So wysheid wil my en jou nooi om hierdie boksies waarin ons lewens verpak. Ons praat van 'n dualisme. Dikwels hierdie 2 boksies, die een van die geestelike en die heilige en die goddelike, en die ander boksie van die aardse en die alledaagse en die sekulêre. Wysheid wil my en jou nooi om hierdie 2 boksies op die tafel uit te gooi en die mekaar te krap en te ontdek dat ons die een kan vind in die ander. Wysheid wil my en jou nooi om ons hele lewe 'n gesprek te bring met God. En ons weet dit en ons glo dit, maar ons sukkel daarmee. En dan raak Spreuke verskriklik pragmaties en baie konkreet wanneer dit ons hele lewe wêreld intrek. En as jy die Spreuke gaan lees, dan sit gesprek oor insekte, oor geliefdes, oor vriendskap, oor werk, oor etes, oor komplimente, oor nuuskierigheid, oor elke aspek van ons lewe word hierdie milieu, hierdie alledaagse milieu en alledaagse ervarings waar binne ons uitgedaag word om te lewe met betekenis en om die kuns van die lewe te ontdek. Nou 'n alledaagse ervaring of iets wat vir ons 'n alledaagse ervaring geword het, is hierdie pandemie van die laaste 20 maande. Ons is besig met een van die mees ingrypende en dramatiese tye in die geskiedenis van die wêreld. Ek dink min mense kan sê dat die wêreld in hulle leeftyd al so ontwrig is as die ontwrigting wat ons die laaste 20 maande in die wêreld ervaar. En dan nie net in die wêreld nie, maar ook in ons elkeen se eie lewens. As ons oortuig is dat God se teenwoordigheid verweef is met hierdie ervarings van ons lewe, is die vraag wat ek vanoggend wil vra is, wat hoor jy wysheid sê oor die laaste 20 maande van jou lewe? Het jy al bewustelik gereflekteer op hierdie tyd? Die Engelse woord sal wees consciously. Het jy consciously al gaan stil staan en gaan nadink oor hierdie laaste 20 maande? En soos ek dit vra, wonder ek of dit nie 'n absurde vraag is nie. Hoe is dit moontlik om hierdie pandemie te ervaar sonder om te reflekteer? Maar ons sou konsekwent wees in ons eie neiging en ook in die tendens van die wêreld waarin ons leef as ons dit nie sou doen nie. Want ons is geneig om ongemak, pyn, seer, lyding te wil vermy. Ons is geneig om dit te wil verdoof, om dit te wil ontken, om dit te wil rasionaliseer of intellektualiseer. En is 'n bietjie van 'n paradoks, want natuurlik ervaar ons hierdie pandemie. Natuurlik ervaar ons die ontwrigting daarvan, en die inperking daarvan, en die regulasies daarvan, en die maskers op ons gesig elke keer as ons uit die huis uitstap, of in 'n winkelsentrum inloop, of in die straat rondloop selfs. Natuurlik beleef ons iets daarvan, maar die feit dat ons met die pandemie leer saamleef het, en daagliks die ritme van die pandemie volg, is geen waarborg dat ek en jy ergens tot stilstand gekom het. En die ongemak van refleksie van hierdie laaste 20 maande gekonfronteer het nie. Wat hoor jy wysheid sê oor hierdie lewenservaring wat jy besig is om deur te gaan?
En as jy wonder of dit 'n absurde vraag is, dan moet jy dalk die vraag sommer nou probeer antwoord. Wat hoor jy God sê oor die laaste 20 maande? Watter wysheid het jy bekom oor hierdie unieke, te midde van hierdie unieke ervaring van die wêreld? Toe ek hierdie vraag vir myself moes vra, toe sukkel ek om 'n antwoord te kry. Ek is nie heeltemal seker wat presies ek hoor by God oor die laaste 20 maande nie. As ek deur die lens van wysheid moet reflekteer, is ek nie seker of ek sommer net so 'n antwoord kan gee op die wysheid wat ek dan nou bekom het die laaste 20 maande nie. Maar daar is hierdie oortuiging binne die wysheidsliteratuur dat wysheid teenwoordig is te midde hiervan. Die Engelse vertaling van hierdie teks wat ons nou gelees het, sê dit mooi: out in the open, wisdom calls aloud. She raises her voice in the public square. Wysheid kruip nie weg in die kerk of in die teologiese fakulteit of in kloosters of in geestelike plekke nie. Wysheid is verweef met die milieu en die ervaring van die wêreld wat ons leef, waarin ons leef, en die lewens soos ons dit leef. En wysheid is ook verweef met hierdie ongekende tyd van ontvrugting. Wat hoor jy wysheid sê oor hierdie tydperk? As jy wil, kan jy 'n oomblik hierdie video stop en reflekteer. Nie dat 'n refleksie op 'n vraag soos die sommer net 'n minuut of 3 neem nie. Maar nietemin 'n oomblik daaroor nadink as jy sou wou. En andersins wil ek jou nooi en gaan ek jou nooi later ook in die diens om regtig ergens tot stilstand te kom en terug te kyk. Want of ek en jy dit nou wil weet of nie, daar het geweldig baie met ons en in ons gebeur die laaste 20 maande. En 'n geringe mate van bewustheid sal jou oortuig dat daar iets baie fundamenteel besig is om te skuif in hierdie wêreld waarin ons leef. En nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in my en jou lewe. Iets is besig om te skuif. Ons beleef dit as ontwrigting, ons beleef dit as onsekerheid. Dis hierdie tipe ervaring waar jy amper nie eers seker is wat die vraag is nie. Dis wanneer jy so ervaring het dat jy weet iets is aan die gebeur. En ek wil sommer net reflekteer op so 4 bewuswordinge wat ek het, sedert ek myself gedwing het om so 'n bietjie meer intentioneel na te dink hieroor. En die eerste daarvan is dat ek dink die uitnodiging van wysheid is 'n nuwe verhouding juis tot bewustheid. 'n Nuwe verhouding tot bewustheid, tot consciousness. Verskeie studies en kenners dui aan dat ons as volwassenes veral in hierdie tyd van sosiale koneksie en sosiale media regtig 'n uitdaging het daarmee om bewustelik te lewe. Een so studie wys dat 47% van volwassenes nie aandag gee aan hulle onmiddellike ervaring nie. En hoekom dit belangrik is dit het 'n impak op ons gevoel van presence, ons gevoel van teenwoordig wees in ons lewe en daarom ook op ons gevoel van welstand. En wat bewustheid doen, dit help ons om te ontwaak vir die toestand van ons lewe. Dit help ons om te verstaan waar ons is. En ek weet nie van jou nie, maar ek het die laaste 20 maande 'n paar keer regtig geen idee gehad waar ek is nie. Ek kon nie my vinger daarop sit nie. Ek voel ontwrig, ek voel moeg, ek voel kwaad, ek voel angstig, ek voel onseker, ek voel neergedruk. En ek kan nie my vinger sit op waarom nie. En bewustelike refleksie en bewustheid help ons 'n bietjie om onder die oppervlak van hierdie realiteit in te delf en te verstaan wat is hier aan die gang.
En dis een van die geskenke, wil ek amper sê, van COVID-19, is dat dit so lank aanhou, dat ek en jy dit later nie meer kan vermy om bewus te raak nie. Sou COVID beperk gewees het tot daai eerste 3 of 5 weke van inperking, kan nie eens onthou waar het begin het nie, of selfs 'n maand of 2, sou dit vir ons maklik gewees het om die ontwrigting te ervaar en dan terug te keer na die gewoontes en patrone waarmee ons leef. Maar nou hou dit al amper 2 jaar aan. En so kan ons dalk wegkruip, maar ons kan dit nie ontvlug nie. Ons kan nie aanhou leef sonder bewustheid nie. Want dis soos ons in Engels sê, intolerable. En daarom dink ek, is dit die eerste uitnodiging van COVID, is hierdie uitnodiging om net meer bewus te raak. En Spreuke verwys daarna. Spreuke 27 vers 19 sê, soos jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. As ek en jy kan bewus raak waar ons is, omdat ons bewus raak van ons eie denkwêreld en ons eie emosionele wêreld en ons eie fisiese toestand, dan kan ons die vraag begin vra, maar waar is ek? Ons kan daai vraag antwoord en dan kan ons die vraag begin vra, is daar nie 'n beter plek om te wees nie? Is daar nie 'n beter manier om hierdie te doen nie? Is daar nie 'n beter weergawe van die wêreld en van myself nie? Is daar nie 'n upgrade nie? Is daar nie 'n ander manier om hiermee om te gaan nie? En wanneer ons daai vraag begin vra, dan behou dit die potensiaal in vir 'n nuwe perspektief op alles. En ek hoop jy dit begin ervaar, dat jy anders kyk na werk, dat jy anders kyk na koneksie, dat jy anders kyk na gesondheid, dat jy dalk anders kyk na die fisiese omgewing waarin jy leef en bly en werk, en dat ons definitief anders kyk na verhoudings. So die eerste uitnodiging van wysheid, dink ek, is bewustheid, conscious refleksie. Tweede uitnodiging is 'n meer omvattende definisie van welstand of van gesondheid. Die Engelse woord sou wees well-being. En ek dink hier ontdek ons dat gesondheid oor veel meer gaan as die afwesigheid van siekte. Want alhoewel jy dalk nog nie siek was nie, of een keer siek was in hierdie laaste 20 maande, is daar 'n hele nuwe wêreld rondom gesondheid wat vir ons oopgaan. En hier word ons vinnig en maklik gekonfronteer met die sigbare gevolge, die sigbare maatstawwe amper van die pandemie. Die hoeveelheid mense wat positief toets, die aantal hospitalisasies, die aantal sterftes, die ekonomiese impak hiervan, die impak wat dit het op die werkplek en werkverlies, die hoeveelheid skooldae wat ons kinders verloor. Dit is goed om hiervan bewus te wees, maar daar's wesenlike onsigbare maatstawwe van hierdie pandemie, wat ewe swaar op ons weeg en wat ons dwing om bietjie meer holisties te begin kyk na gesondheid. En dit is die bewustheid van ons angs en ons stres. Dit is die bewustheid van ons worsteling in hierdie tyd met sin en met betekenis. Dit is ons uitdagings rondom koneksie, die uitdaging van isolasie en die soeke na koneksie in hierdie tyd. En dan sit ons worsteling met identiteit. En ontdekking van die dinge wat ons, die strukture waarbinne ons wel ons identiteit gevind het, en die vraag oor hoe volhoubaar en hoe wesenlik hierdie strukture is. So, ons begin wysheid nooi ons om baie meer holisties na onsself te kyk. En te vra, wie het ek geword as ek moet dink aan
aan al hierdie dimensies van my lewe. Hoe het dit my gevorm? Hoe lyk my welstand? Fisies, emosioneel, psigies in my verhoudings? En hoe sou dit lyk as ek verantwoordelikheid sou vat hiervoor? Die Spreuke herinner ons dat God 'n perspektief het hierop. Spreuke 20 vers 27 sê, die Here gee aan die mens die lewe. Die Here sien deur die hele mens. En daarom die uitnodiging dat ek en jy dieselfde moet doen. Dat ons hele menswees moet beskou en ons hele menswees moet sien as die verantwoordelikheid wat ons moet neem om gesond te leef. Vir my is hierdie 'n verrassende ontdekking. Ek is iemand wat nog altyd geglo het dat ek holisties kyk en die dimensies van my lewe wil probeer integreer. Maar ek het die laaste 20 maande net weer ontwaak vir die gewoontes wat ek in plek het vir sekere aspekte van my gesondheid en die totale afwesigheid van 'n fokus op die ander. En ek het net weer ontwaak ook vir die krag van klein dingetjies, klein stukkies tyd te belê in 'n sekere aktiwiteit en die impak wat dit het oor tyd. Maar ek is veral weer oortuig dat spiritualiteit my nooi om die geheel vas te hou, om al hierdie dimensies van my lewe vas te hou. En nie net my fisiese gesondheid nie. Derde uitnodiging van wysheid dink ek is om 'n nuwe perspektief op koneksie te ontdek. En ek dink dis die een wat vir baie van ons dalk die mees voor die hand liggende is. En soos ek dit sê, wonder ek, is dit so voor die hand liggend dat dit eers nodig is om te sê. Maar ek dink die geheim van die alledaagse lewe is juis om weer dit wat voor die hand liggend is te ontdek. En dit op 'n nuwe manier te kan omhels. En ek dink die uitnodiging van wysheid is om eerstens te ontdek wat ons hopelik gedoen het, is ek kan dit toe regtig nie alleen doen nie. Ek wat gedink het as introvert ek nie die energie van ander mense nodig het om myself energie te herwin nie en kan regtig op my eie moes op 'n punt myself erken, ek kan dit nie alleen doen nie. En jy wat dalk meer van 'n ekstrovert persoonlikheid is, moes hopelik ergens ontdek dat ek kan nie my lewe leef deur ander alleen nie. Want die plek van bewustheid, die plek van refleksie lê in tye van alleenheid. Nie eensaamheid nie, alleenheid. Solitude. En wanneer ons dit ontdek, dan kry ons 'n nuwe waardering vir ons verhouding met onsself en ons kry 'n nuwe waardering vir ons verhouding met mense. En wat dan maklik gebeur is dat 'n angstigheid inskop, want as mense van soveel waarde het, nou leef ons saam met 'n pandemie wat hierdie mense se fisiese welstand bedreig. En hiervan het ons baie gesien, die angs binne COVID, die angs vir verlies, die angs vir dood. En ek dink dis ook nog 'n uitnodiging van wysheid, is om binne verhoudings te leer om hierdie angsprys te gee. En Hannah Arendt, bekende Holocaust oorlewer is nie 'n woord nie, survivor. Wat ook al survivor in Afrikaans is, daai vrou, Hannah Arendt, sy sê dit so mooi. Sy sê, we will lose everything we love, including our lives. So we might as well love without fear. For to fear certainty is wasted energy that siphons life of aliveness. Ek dink dit is 'n ongelooflike warevolle perspektief. Een wat ek nou intellektueel baie mooi kan voorhou, maar wat ek self moet leer leef. Om te leer om die angsprys te gee, omdat dit juis my vry maak om hierdie verhoudings met die mense wie vir my regtig waardevol is, om dit op 'n besondere manier te kan omhels. En dan 'n waardevolle insig wat wysheid dink ek het op verhoudings is dat verhoudings 'n koneksie
regtig gebou is op 'n paar eienskappe van verhouding. Onder andere die eienskappe van waardering, van dankbaarheid, van deernis en van kindness. En ek gaan daai woord gebruik want dit is een van die woorde wat ook moeilik is om te vertaal. Dis hierdie eienskappe wat op die ouend 'n koneksie met mense bewerk en in stand hou en kweek. En as ons op soek is na koneksie, is dit die eienskappe wat ons laat voel dat ons connected is. En dis die eienskappe wat iemand anders laat voel dat hulle gesien word. Is om 'n diep waardering vir hulle te hê. En dankbaar te wees vir die plekke waar ons behoort. En om met sagte oë te kyk, soos ons sê. En deernis te hê vir mekaar. Die Spreuke herinner ons dat dit die bedoeling is van vriendskap. Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Ek dink ons het dit in hierdie laaste 20 maande ontdek. Ek kan dit nie alleen doen nie. Jy kan dit nie alleen doen nie. Ons het mekaar nodig. En dan 'n laaste perspektief op wysheid, en ek dink 'n uitnodiging wat wysheid rig is om net weer hierdie tye van ontwrigting te ontdek as die speelveld van transformasie. En dis nou maar groot woorde om te sê, hierdie is die tye van die lewe wat die potensiaal inhou vir my en jou om te groei. Klein verandering in ons lewe gebeur redelik maklik. Ons almal is vaardig genoeg om klein verskille te maak in ons lewe te rig rondom dit wat moet verander, soos wat die omstandighede dit vereis. Maar die groot verandering in ons lewe word dikwels op ons geforseer. Ons het dikwels nodig dat die lewe ons 'n bietjie van 'n stampie gee voordat ons regtig groot skuwe maak. En sonder twyfel het COVID die potensiaal vir my en jou om wesenlike skuwe in ons lewe te maak en wesenlike aanpassings te maak en om wesenlik te kan groei. En dit is uitdagend en dit is scary en dit is ontwrigtend. Maar dit is konsekwent tot Bybelse spiritualiteit. Hierdie patroon wat ingebou is in die skepping, wat Jesus se lewe en dood ook kom bevestig en natuurlik sy opstanding. Hierdie uitnodiging om te sterf in onsself sodat iets nuuts gebore kan word. En miskien is dit die laaste tree van hierdie ervaring wat ons die laaste 20 maande het, waarmee jy sukkel. Is om regtig toe te laat dat hierdie pandemie ons skuif en ons verander. Miskien nooi dit jou opnuut om te ontdek dat jy deel word, dat jy amper in solidariteit leef met hierdie skepping, die ritme van oggend, middag, aand, son wat ondergaan en weer opkom, die ritme van die seisoene, die ritme van die getye, die ritme van die lewe, geboorte, lewe, dood, opstanding. Miskien is dit die uitdaging om vir jou te vra, om vir jouself te vra, wat moet skuif? En waar jy nooi hierdie hele ervaring my in terme van 'n transformasie van wie ek is, van hoe ek kyk, van hoe ek leef. Spreuke nooi ons soontoe. Spreuke 12, die wysheid van 'n verstandige mens wys van 'n duidelike koers aan. Die dwaasheid van 'n dwaase mens maak alles vals. En iemand skryf dat Spreuke se bedoeling moontlik die
die beste na vore kom in Jesus se woorde in Johannes 10 en ek gaan die Messiesvertaling lees wanneer hy sê I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Hierdie riglyne oor hoe 'n alledaagse lewe lyk, hierdie riglyne oor alles en nog wat, en ons gaan in die volgende paar weke daarby stil staan, is daar sodat ek en jy die kuns van die lewe kan ontdek. En 'n kwaliteit van lewe kan ontdek. Ook te midde van tye soos die. Juis in tye soos die. Ek gaan jou nooi om dalk vir 'n oomblik te reflekteer op hierdie selfe vraag as vroeër. Wat hoor jy wysheid sê oor die laaste 20 maande? En dan gaan ons luister na hierdie lied en as jy wil sing dit saam, waarin ons mekaar herinner dat God beweeg, dat God in beweging is, dat God nie staties is nie. Dat wysheid op die straathoeke staan, op die markpleine staan en roep. En ons nooi tot perspektief. Vat so 'n oomblik vir refleksie en dan sing ons hierdie lied saam. Darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. 'Cause where you are, fear turns into praises. And where you are, no heart's left unchanged. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. When you move, the outcast finds a family. When you move, the orphan finds a home. Lord, here we are. Oh, teach us to love mercy with humble hearts. We bow down at your throne. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, so come, move, let justice roll on like a river. Let worship
worship turn into revival. Lord, lead us back to you. King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone. King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone. You alone. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, so come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, so come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. So mag jy wysheid ontdek in hierdie tye. Mag jy ontdek dat God se liefdevolle, genadige teenwoordigheid by jou is, ook juis in hierdie tye van ontwrigting. En mag dit jou nooi tot 'n reis van lewe en groei. Amen. Het was lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Jy is weer eens welkom by ons fisiese dienste wat reeds aan die gang is. Andersins sien ons mekaar hopelik weer volgende week op hierdie platform. As jy 'n bydrae wil maak tot ons bediening, het jy geleentheid om dit nou te doen. Ons het soveel waardering vir julle gee. Ons stuur ook in hierdie week 'n e-pos uit wat verlede jaar se finansiële syfers deurgee, so kyk gerus uit daarvoor. Hoop julle het 'n wonderlike dag verder. Darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. 'Cause where you are, fear turns into praises. And where you are, no hearts left unchanged. So come, move, let justice roll on.